Niels Holgersson en die willigase vertoef so rukkie in die omgewing van Mylaar, nie ver van die klein rotsagtige eilandjie af waar Donsveertjie gebore is nie. Ek's nog steeds moeg. Ek wonder wat Niels vanoggend so pla. Niels, wat vang jy nou weer aan? Niels! Los my uit, mamma, ek gaan nie kerk toe nie, ek wil Niels, nie. kom jy nie Ek wil saam nie saam nie? gaan kerk toe nie, ek wil nie, ek wil nie, ek wil nie, ek wil nie. Ag, Niels. As ons nie nou ry nie, sal ons te laat wees. Hoekom is hy nog nie aangetrek nie? Want hy wil nie saam met ons gaan nie. Wat bekeer jou, Niels? O, dis jy. Goeiemôre, Martien. Wat's verkeerd? Jy lyk so bek af vanoggend. Moet jy geraai, ek voel sleg. Jy staar in die water en jou gewete ry jou omdat jy so ongehoorsaam teenoor jou ouers was. Moet jy geweet? Maar ek ken jou goed, Niels. Ek weet dat jy al lankal berou het oor die lelike dinge wat jy aan ons gedoen het. Dis tyd dat jy self erken dat jy 'n slegte seun was. Hoekom raas jy so met hom? Wat het hy dan nou gemaak? Daar sit hy 'n vergaan van die selfbejammering, maar hy weet dat wat hy deurmaak sy eie skuld is. Ek dink nie hy het baie lekker geslaap nie. Hy's vanoggend 'n regte prompot. Ek wonder wat fout is. Alles is hier in orde. Daar agter ook. In die suide ook. En daar ook. Gunnar, Ja, Akka. dis nou wel baie lekker hier, maar gaan sê vir die ander ons moet weer vertrek. Goed. Wat is dit? Akka, mag ek iets vra? Maar dit kan maar wag as jy te besig is. Vra gerus net wat jy wil, kind. Ons is baie naby die eiland waar ek groot geword het. Ek wil so graag vir my ouers gaan kuier. Dis nie 'n vreeslike ompad nie. Ek beloof ek sal nie lank bly nie. Is jy dan nie meer bang om jou twee nare susters te sien nie? Nou verstaan ek jou. Jy wil Martien aan jou ouers voorstel. Dit sal 'n uitstekende geleentheid wees en ons moet Akka, dit gebruik. ons verspil te veel tyd. Wat maak dit nou eintlik saak of ons 'n halwe dag vroeër of later daar aankom? Lapland het die bene nie, hy kan nie wegloop nie. Kom my kind, ons sal vir jou ouers gaan dag sê. Daai witgans is jou waarlik erg genoeg. En nou moet sy ook alles gaan staan en omkrap. Kan jy daar sien? Daar is ons eiland. Ons vlieg reguit op hom af. Sê vir die ander dat ons nou gaan land, Gunnar. Maak gereed vir die landing. Strandlopertjies, verskoon my asseblief, mag ek julle iets vra? Dag, geen tyd. Jy pla ons. Ek wou nie graag weet waar die wilde ganse hierdie jaar proei. Pas ook self. Geen tyd. Jy pla. Geen tyd.
is baie onhoflik. 'n Mens kan tog seker vrae beantwoord. Nee, mens kan nie. Onmoontlik. Geen tyd. Jammer. Ons is besig. Jy kan mos sien. Te veel werk. O, ek vra om verskoning. Totsiens. Onbeskofte bende. Goeiemôre. Weet julle waar die williganse verjaarnes bou? Jy moet harder praat. Ek kan nie meer so goed hoor nie. Ek soek na my ouers. Ek wil graag weet waar hulle vanjaar hulle nes gebou het. Ek kan nog goed sien, maar die ore hoor nie meer so lekker nie. Ja, dankie. Baie dankie. Dankie dat jy gevra het, hoor. Maar moet jy nie oor my bekommer nie. Wag, Samuel, wag. Donsveertjie. Moenie jou kop laat sak nie. Ons sal net jou ouers kry. Ek gaan hulle sommer self soek. Alles verniet. Hoekom ons almal hierdie uitslike op pad gevlieg het, hè? Van Matthies se liefde. Nee. Is alles reg hoor. Moenie kwaad word nie. Ons het niks gesê teen jou wonderlike Donsveertjie nie. Ja. Dit kan tog nie so moeilik wees om Donsveertjie se ouers op te spoor nie. Miskien is hulle weg. Net 'n bietjie na die pragtige spier wat gans mannetjie. Staan 'n bietjie terug. Ons weet nie wat daardie twee in die mou voer nie. Martin, moenie moeilikheid soek nie. Jy weet nie eens of jy welkom is. Hulle gaan met jou beklei, bly weg. Hulle sal hulle nesplekkie wil verdedig. Kyk nou, hy hou van my. Hy kom na my toe. Kyk net hoe blink sy wit vere. Dis pragtig. Moenie jou wat verbeel nie, sustertjie. Dit het niks met verbeelding te doen nie, fladderflat. Jy kan mos sien hy hou van my. Hy kyk na my. Hy kom reguit na my. Jy maak 'n fout. Hy kyk na my. Jou oë was van kleins af swak geweest. Bly weg van hom af. Vaar dit net om naby maar mag ek julle dames vir 'n oomblik onderbreek? Ja. Maar ek wil julle natuurlik nie steur nie of by julle nesplekkie inbreek nie, maar ek moet iets belangriks weet. Asseblief meneer, die pla my glad nie. Inteendeel, is my 'n groot eer om die vraag te beantwoord. Vra gerus. Vra my meneer, ek antwoord graag. Hou jou snater. U lyk te pragtig meneer. Ons is op soek na 'n familie. Ek veronderstel julle twee ken die eilandbewoners baie goed. Ja. O ja, natuurlijk. Susters. My susters. Herken julle my nie meer nie? Donsveertjie. Hulle is haar susters. Kyk hoe straal Donsveertjie van geluk. Ek is so gelukkig. My liefste kind. Liefste pappa. Ons het baie aan jou gedink. Ek het so dikwels na julle verlang. Ek kan so 'n familiegroet reg glad nie verdra nie. Jy's maar net jaloers want jy weet nie waar jou broers en susters nou is nie. Ek's nie jaloers nie. Ek weet nie eens wat dit beteken nie. Sê dit nog net een keer, dan boks ek jou nie. Verdra julle ordentlik. Op sulke tere oomblikke strye mens die skaam julle. Ek het gedink ons gaan jou nooit weer sien nie. En toe jy daar op Oland moes agterbly, het dit gelyk asof jy nooit weer gaan vlieg nie. Ja, die gansmannetjie Martin het my gekry en my gehelp. Die gansmannetjie. Ken ons die mannetjie? Nee, ek glo nie pappa. Maar hulle gaan baie van hom hou. Martin, kom bietjie hier na ons toe. Hy's aan spier, wat dit kan nie wees nie. Hy lyk kompleet net 'n plaasgans. Toe man, gaan nou Martin. Ek dink sy wil jou aan haar ouers voorstel. Ag nee, ek dink dit is beter as ek net hier bly staan. Moenie jou so lyk so hulle sal jou nie opvreet nie. Kan jy nie gou groet Sy het nie vir my geroep nie. Toe loop nou gou. Donsveertjie het my al so baie van haar familie vertel. Ons wil jou graag bedank. Ons dogter het aan ons vertel dat jy deur vindingryk het en moed haar lewe gered het. U hoef my glad nie te bedank nie. Dis tog vanselfsprekend dat ek haar help. Ek het net gedoen wat enige gaan sou doen. Dis 'n baie belangrike oomblik in Martin se lewe. Martin? Is dit vir my? Dankie. Dis met liefde uitgesoek. Hier, 'n pragtige blom vir 'n pragtige gansmannetjie. En so sterk.
Gaan nou weg en gee ons twee kans om 'n bietjie alleen te wees. Jy seker laf, suster. Ek ooit naby hom kom as jy al ewig naby hom is. Dis juist die ding. Jy gaan nie naby hom kom. Susters? Ja. Dit is Akka. Die beroemde Akka van Kebnekaise. Vir my en my gesin is dit 'n besondere eer om u hier te verwelkom. Nee, ons moet ons geëerd voel dat ons hier toegelaat word. Per slot van sake is ons hier indringers. Dit is tog vanselfsprekend, u het goedgunstiglik ons dogter aangeneem. Ons water en weiveld is u sin. Dit is die beste vriendste welkomstgroet van alle tye. Ons Veertjie, ek wou net graag sê ek hou baie van jou ouers, hulle is regtig gaaf. Ja, hulle is. En ek dink hulle hou ook baie van jou. Martien, ek dink jy moet nou vir vader sê wat ons twee in Lapland beplan. Hoe bedoel jy? Jy weet, dat ons 'n nes wil bou en eiers lê. Wat? Moet ek hom dit vertel? My vader het my moeder se vader ook destyds vertel. Hy was natuurlik baie bly. Nee, ek is te bang om hom te sê. Sê vir hom ek is lief vir jou. Sê jy lief? Regtig, het jy my werklik lief? Moenie nou maak asof jy dit nie geweet het nie. Martin! My oë? Dis nou fladdervlek. Ek sal liewer gaan. Ek sien lus om my suster hier raak te loop. Kom. Onthou net, ek het jou lief. Wat gaan hier aan? Ek het jou uiteindelik opgespore. Jy lyk pragtig. Ek het nog nooit tevore so 'n pragtige sterk gansmannetjie gesien nie. Of liewer ek het nog nooit 'n witte gesien nie. Jy lyk ook oulik. Daar is jy. Martin, ek moet jou sê jy's verware lieflike gansmannetjie. Moet jy al ewig op sulke ongeleedhede opduik. Moenie jou snavel in my sake steek nie. Ons sal gou sien wie se snavels en sake hier te sprake is. Wie het hom heel eers gesien, ek of jy? Martin is myne. Hy is nie. O ja, hy's myne. Nee, dis glad Dis nie nog waar. genoeg. Ja. Ek verstaan geen enkele woord van hierdie stryery nie. Ons het maar net 'n bietjie oor jou gesels, dis al. Noem jy dit gesels? Dink jy nie ek is baie mooi nie, Martin? Is jy lief Ja, vir my? natuurlijk. Bly net hier, ek is nou terug. Wat? Waar? Wat nou? Wat maak 'n mens met daardie twee? Martin, vir jou, ja. 'n geskenkie. 'n Geskenkie. Ons Veertjie, ons wil jou graag ietsie vra. Ja, wat is dit? Is jy seker daai Martin is wat hy sê hy is, hè? Ons twee het eintlik net gewonder of hy nie dalk ook getoer is nie. Jy is gemeen. Almal weet tog hy het 'n maatjie wat getoer is. Miskien is hy in werklikheid 'n platpoot een. Dis aklig. Ons dink net aan jou geluk. Geef hom van hierdie wortels om te eet. As hy getoer is, sal ons dit gou agterkom. En as hy nie is nie, dan bly hy 'n gans. Nou jy gee dit hier. Nee, ek kan nie meer nie. Ek's jammer, ek wou jou nie seer gemaak het nie. Wat gebeur? Help! Die vreeslikste ding het met my gebeur. Ek het vir Martin doodgemaak. Jy het wat? Ek het dit nie bedoel nie. Ek het hom maar net 'n wortel ingegee en nou lê hy op sterwe. Kom, Waar is die arme Martin? Martin! Die wortel sit vas. Oei! Ons moet dit terugkry. Terug! Spoeg dit uit! Dit het my dwars in die krop Jy het ons gesteek. daar Dwars, laat dit kon nie skrik. vorentoe of agtertoe beweeg. En nou gaan jy my eers mooi vertel hoe jy op so 'n verspotse idee gekom het. Goue oogies en fladdervlek het my omgepraat. In orde. Oral rustig. Daar ook en daar ook.
Niels, jy moet vir Martin oppas. Ek vertrou nie daardie susters nie. Ek ook nie, ek dink hulle wil donsveertjies seermaak. Hulle is gemeene goed. Ja, hulle is baie jaloers op Donsveertjie. Hulle gun haar geen geluk nie. Wat? Wil jy alweer tot sien sê? Ek laat dit nie toe nie. Ag, vader maar. Jy's tog ons familie, jy hoort hier by ons. Jy het sekerlik nie gedink ons jou sommer so laat gaan nie. Akka van Kepnekaise het my in hulle groep wilde eende opgeneem en ek gaan saam met hulle. Dan sal ek 'n bietjie met Akka moet gaan praat. Ja, maar daar's nog 'n ander rede. Ja, wat wil jy hê? Ag, is nie so belangrik nie. Martin, jy moet hom nou sê. Vertel hom van Lapland. Ja, natuurlik. Ek wil vir ja, ek wil en dan ek nog ja, dis hoekom ek dacht toe ek wou Laat my asseblief toe om te verduidelik. Donsveertjie en Martin is verlief op mekaar. Hulle wil saam 'n nes bou. Dit wil wel wat doen? Is jy seker hy's die gans vir jou, my kind? Ja, moeder. Ek en Martin wil graag saam in Lapland 'n nes bou en eiers lê. Ai, hoe kon ek ooit so blind gewees het? Ek moes dit al lankal agtergekom het. My naam is Martin. Ons kind het vir haar 'n mooi gansmannetjie uitgesoek. Ja, is seker mooi. Dankie. Laat ek dit so stel. Ek kan my goed indink dat julle 'n groot wit vet plaasgans is iets besonder beskou. Hy het ook gestem. Ek het iets daarteen. Wat? Vader, asseblief, jy kan nie nou nee sê nie. Nou het jy jou goeie opvoeding vergeet. Dink jy regtig ek sou jou toelaat om met 'n droster plaasgans weg te vlieg? Het jy al ooit regtig nagedink oor jou plig as willige ganswyfie? Moet ek toesien dat jy ongelukkig word? Ek sê nee en ek bly daarby, verstaan jy my? Akka, gevaar! Julle moet ergens wegkruip, maak gou. 'n Arend kom. Aan die ander kant van die eiland is daar meer skuilplek. Vlieg soontoe. Ja, goed. Vlug, ons is nêrens veilig nie. Hy sit daar, hy wil ek ken hom. Max sal hulle wys wat te my steek. Martin! Martin, moenie kom dadelik terug. Martin! Martin, kom terug! Ek sal hulle wys dat ek nie vir hulle hoef terug te staan nie. 'n Plaasgans kan net so dapper wees soos hulle. Hou moed, Martin. Hey! Wat gaan met hom? Hy het nie al sy varkies in die hok nie. So 'n plaasgans. Ek het al 'n hele paar gevegte in my lewe deurgemaak, maar iets soos dit het my nog nooit getref nie. Dit gaan alle verstand te bowe. Ek sê jou vlerk het nou. Ek sê jou vere uittrek, want ek veg vir my lieflike donsveertjie. Kom dan, gasmannetjie. Akka, doen tog iets. Jy moet hom gaan help. Martin sal doodgemaak word. Hy sal beslis nie sterf nie. Akka, dis 'n arend daai en Martin is net 'n eenvoudige plaasgans. Niels, jy moet hom verstaan. Hy veg vir iets wat vir hom meer beteken as sy eie lewe. En dit maak hom sterk. Hy veg vir Donsveertjie en vir haar sal hy en moet hy oorwin. Arme Martin. Ek sal hom verslaan. Gelewer oor. Nou goed, nog 'n keer. Martin! Hy het hulp nodig, Akka. Kom, Krummel, kry al die vos hier op die eiland bymekaar en sê vir hulle ons gaan vir Martin help. Dis verspot. Hulle kruip weg. Jy kan toch nie nou al moeg wees nie. Ons het aan skaars begin. Dit was maar net 'n aptydwekkertjie. Kom op, stankjare. Hoi, wat gaan hier aan?
O so. Ons storm nog 'n keer. Sorg dat julle naby mekaar bly. Hou op. Wat lol julle met my? Dis nou vir jou te sê, mal gans. Praat met my, Martin. Ek het die arend eie handig oorwin. Voel jy baie sleg? Hulle was reg, ek is niks net. Ek het gedink ek het die arend oorwin, maar ek het nie. Jy het. Niels, Martin, ons vertrek nou dadelik. Dis alles verby. Hoekom het ek nie maar liewers in die see geval en verdrink nie? Martin! Martin! Donsveertjie, ek lewe nog. Donsveertjie. Martin. Ek is so bang. Ek kan dit glo. Van hier onder af het dit verskriklik gelyk. Almal van ons bewonder jou. Jy was baie dom. Regtig? Martin? Ja? Ek moet jou om verskoning vra. Jy het my gewys hoe dom en verwaand ek was en ek skaam my daaroor. Dit wat jy gedoen het, sou nie een van ons gewaag het nie. Ek buig hier voor jou om aan jou my groot agting te betoon. Julle twee moet gelukkig wees. Ek bedank julle almal. Julle is goeie vriende. En daarmee is alles uiteindelik afgehandel. En ons kan uiteindelik vertrek. Hulle maak reg om te vlieg. Niels! Jy is seker treurig nadat sy weggaan. Nee, hoekom? Jy sal haar miskien nooit ooit weer sien nie. Voel jy nie ongelukkig nie? Hoekom sou ons? Donsveertjie het 'n dapper gansmannetjie gekry en ons is heeltemal tevrede. Ek dink ons mense dink anders daaroor. Ja, mense is heeltemal anders. Maar dit daar gelaat, ek stel glad nie in julle mense belang nie. Totsiens! Niels het lank aan Donsveertjie se ouers gedink en oor hoe maklik dit vir hulle was om van haar afskeid te neem. Vir sy ouers sou dit nie so maklik wees nie. Hy knyp sy oogies styf toe en stel hom voor hoe sy moeder en vader nou lyk. Na die groot geveg teen die arend het almal besluit dat Martine 'n bietjie rus verdien het. Hulle het aan die oewer van 'n klein stil meertjie geland en daar kon elkeen doen net waarvoor hy lus het. Dit was egter nie lank nie of die heerlike rus is versteur. Smidde die jakkals het opgedaag en Niels en Krummel se lewens was weer in gevaar. Hierdie keer het dit gelyk asof Smidde die oorhand sou kry, maar Niels het 'n plan. Daarvan vertel ons julle volgende keer.